Julle, ek het nou 'n gunsteling boekkarakter en sy naam is Cheslin Phillies. Ek het die grootste bewondering vir die skrywer wat hierdie karakter kon skep. Eintlik is ek 'n bietjie jaloers, want sjoe, dis asof daai ou uit die bladsye uitgestap word. Ek het nou so 'n sagte plekkie vir daai ou. Ek wens ek kon hom regtig in die werklike lewe ontmoet. Hy's eintlik 'n vreeslike diep mens. Jy sal dit nie sê nie, want hy maak die hele tyd grappies. Hy's 'n softie. Hy kan nie nee sê vir mense nie en hy het eintlik vreeslik deernis met mense, maar dan het hy hierdie harde dop wat hy met grappies, jy weet, toemaak. So Cheslin kom van die Kaapse flatse af. So julle kan julle indink hy het 'n lekker sin vir humor. En hy het self vir 'n verplasing gevra na die dorpie Verwoelstrift op die grens tussen Namibië in Suid-Afrika, daar deur in die Noord-Kaap waar dit droog is. En nou gepraat van humorsin, die eerste plek waar ek hardop gelag het, is die dag toe hy en sy kollega met die van De Wit, ek dink hy's 'n sersant dalk, sersant De Wit, en hulle twee moet nou saam uitry na die klein dorpie Bitterwater. En hy kyk toe so na sy kollegas en hy sê, wat sien julle voor julle? De Wit en De Coloured. Nou ja, hy het my lekker laat lag. En natuurlik die heel eerste situasie waarmee hy gekonfronteer word is net ook 'n baie lagwekkende situasie. Daar's hierdie hulle word uitgeroep na die dorpie Bitterwater, want daar's hierdie dominee van Helsdingen met 'n swart bok wat hom volg en hy dans kaal in die straat met 'n geweer. En dit is hoekom hulle uitgeroep word. Nou ja, dis natuurlik ook 'n tragiese storie, want die dominee het eintlik ly aan demensie. Maar ja, so Cheslin raak die ander storie van Bitterwater is dat daar 'n dam gebou gaan word. En die Bitterwater gaan heeltemal oorstroom word deur die dam. So die mense moet trek en dis ook Cheslin se werk om dan na die inwoners van Bitterwater te gaan en hulle te waarsku dat hulle moet trek. Anders gaan hulle uiteindelik in die vangwa gelaai word. As hulle nie trek nie. So met die raak hy met Bitterwater se inwoners verstrengel en al hoe meer, veral met Auntie Miriam en haar man Lodewyk van Helsdingen, die dominee. En een van die redes daarvoor is dat die eerste dag wat hy met haar te doen het is sy sê vir hom, maar ek hoor die hele tyd 'n kind om jou huil, maar daar is nie 'n kind nie. So sy duidelik oë wat meer sien, wat dinge sien wat nie daar is nie, dalk in die toekoms kan sien. En Cheslin voel ongemaklik want hy het 'n geskiedenis met 'n kind wat hy nie kon red nie. En so raak hy al hoe meer geheg aan hierdie mense. En dis nie 'n boek met 'n gelukkige einde nie. Die agterblad waarsku mens alreeds, dis 'n tragikomedie. So moenie 'n gelukkige einde soek nie. Die boek gaan oor hierdie klein dorpie Bitterwater waar al hierdie onheile en sondes is wat uitbrei, al hierdie geheime. En die vraag is of hierdie sondvloed, die oordeel, alles gaan wegwas sodat mens kan vergewe en vergeet. Jy weet, gaan die skuldiges aan die pen ry? Hoe gaan hierdie dinge uitwerk? En dit is 'n storie wat my vasgevat het. Ek het tot die einde gelees. Ek kon nie regtig sê waar die boek gaan nie. Dis soos ander boeke kan jy maklik sê dis die storie en dis miskien wat die skrywer wou oorskryf, maar hierdie boek is bietjie meer kompleks. Maar hoe dit ook al sê, die karakters sal my lank bybly en ek gaan nie maklik van hulle vergeet nie, veral nie van Cheslin nie. En ek is eintlik 'n bietjie kwaad vir die skrywer, maar ek gaan nou nie sê hoekom nie. Ek net sê ek het baie geërg geraak aan Cheslin. En laastens, onthou, die hartjie te druk en my te volg en te deel.